ontvang. Niks met 'n kind van die kindertjie van die Jesus gebeur dinge outomaties nie. Jy moet daarvoor vra. En daarom moet ek en jy gereeld, weet ons leer 'n ou liedjie in die sonnaarskool. Lees jou Bybel, bid elke dag. En ken jy hom? Onthou jy daai liedjie? Dis 'n ou kinderkerk liedjie, maar hoor nou wat Wessel van der Veld vandag vir sê. Daar is krag wanneer jy die Bybel begin te lees, begin die Here met jou te praat. Maar as jy nie Bybel lees, jy kan nie verwag dat die Here met jou moet praat nie. Verstaan jy wat ek sê? Die Bybel gee vir jou riglyne. En dank die Here dat hy ook vir my en vir jou die Heilige Gees gee vir leiding. Die beste is, as jy nie weet wat om te doen nie, jy bid oor 'n saak, en jy het vrede in jou hart, dan doen jy dit, want jy het vrede in jou hart. Maar wanneer jy ongemaklik voel, dan doen jy nie dit wat jy wil doen nie. Want die Here sal vir jou sê deur die Heilige Gees, as hy ongemak in jou plaas, dan los jy dit. Dan doen jy dit nie. Is dit nie wonderlik om 'n kind van die Here te wees nie? Want as jy 'n kind van die Here is, en dan, Frida relax, ek het nog nie eens begin preek. Nog nie opstaan, nie, ons is by die kruis. Ek raak so opgewonde oor die evangelie, dat die glo die evangelie het krag, glo dat die bloed van Jesus Christus het krag, hy het krag, amen. Nou, ek het nooit voorheen op 'n laptop gepreek nie. Ek doen dit is nou my tweede Sondag, die rede hoekom, ek is in my studeerkamer, en toe gryp die hond my preek en hardloop weggekom, en ek moet al agter die hond aanjaag tot ek my preek gekry het, en gesê, nou het ek op, en toe besluit ek gaan nie meer papier gebruik nie, ek gaan nou die laptop gebruik, want hond het nie meer die laptop gebruik. Ek wil jou praat uit, my thema is, hier kom die thema vir my opsit asseblief, Frida. Waarom roem ek in die kruis? Galasiërs 6, vers 11 tot 15. Julle kan op die PowerPoint kyk, die wat die Bybel sê nie. Hy sê, kyk met watter groot letters ek met my eie hand aan julle skrywe. Almal wat 'n mooi vertoning in die vlees wil maak, die dwing julle om julle te laat besny, net om nie ter wille van die kruis van Christus vervolg te word nie. 13. Want ook hulle wat besny word, hou nie self die wet nie, maar hulle wil hê dat julle besny moet word, sodat hulle in julle vlees kan roem. 14. Maar wat my betref, mag ek nooit roem nie, behalwe aan die kruis van ons Here Jesus Christus, deur wie die wêreld vir my gekruisig is, en ek vir die wêreld. 15. Want in Christus Jesus het nog die besnydenis, nog die onbesnedenheid, enige krag, maar is 'n nuwe skepsel. Wonderlike Here Jesus, ek sê dankie Here vir die woord wat U vir my nou gegee in my hart, en dit wat ek neergeskryf het, dat ek dit kan oordra, en Here, ek wil bid Here, dat mense nie my sal sien nie, maar dat hulle die woord sal sien, Here, wat U vir hulle wil gee vanmôre. En ek sê dankie vir die woord van Jesus. Dankie Here ook vir die soetste naam, ook in elke ander naam, en sy naam is Jesus. Amen. Prys die Here. Ek wil vanmôre so begin. As jy gaan kyk in die gedeelte, sal jy sien dat die Jode het geroem in hulle besnydenis. En dan kom Paulus en hy sê, ek roem in niks anderste as die kruis van Jesus Christus. Hy sê, dis al wanneer ek wil roem. Paulus kon baie geroem het. Hoekom sê ek Paulus kon baie geroem het? Want hy het duisende mense tot bekering gebring. Hy kon geroem het, maar Paulus het nooit geroem nie. Hoe weet ek dit? Kom ons gaan lees in Filippense 3:13-8. Dit hoef daarso. Luister wat sê Paulus. Hy sê, want ons is die besnydenis, ons wat God in die gees dien en in Christus Jesus roem, en nie op die vlees vertrou nie. 4. Alhoewel ek rede het om ook te vertrou op die vlees, as iemand anders meen dat hy op die vlees kan vertrou, nou kom sê Paulus, ek nog meer. Dan begin hy. Hy sê, ek is besny, ek is op die 8ste dag besny. Hy sê, uit die geslag van Israel, uit die stam van Benjamin, 'n Hebreër, uit die Hebreërs.
Hy sê wat die wet betref, ek was 'n fariseer, ek het rede om te kan roem. Hy sê wat ywer betref 'n vervolger van die gemeente. Hy sê wat die geregtigheid in die wet betref, onberispelik. Hierdie hy was 'n kwaai fariseer geweest. Onberispelik volgende een. Hy sê maar wat vir my wins was, like hierdie. Dit het ek om Christus wil skade geag. Dan sê hy, ja waarlik, ek ag ook alle skade om die uitnemendheid van die kennis van Christus Jesus, my Here, terwille van wie ek alles prys gegee het en as drek beskou, om Christus as wins te verkry. Dit is mooi, om Christus as wins te verkry. Nou jy moet iets verstaan, in daardie tyd het mense nie omgegee oor 'n kruisie. Nou moet ons gou 1 Korintiërs 1 vers 22 en 23 lees. Hoor mooi wat sê hy so. Hy sê want die Jode vra 'n teken en die Grieke soek wysheid. Hy sê maar ons verkondig Christus wat gekruisig is, 'n struikelblok vir die Jode en dwaasheid vir die Grieke. Nou, hoor gou mooi, wat belangrik is hier is dit, nou daardie tyd het mense nie kruise in hulle huise gehad nie. Vandag is daar miljoene mense wat kruise in hulle huise het, stem julle saam met my. Wat se meeste hangertjies wat gedra word in die wêreld? Kruisies, jy het geweet. Die hangertjies wat die meeste gedra word in die wêreld is kruisies. Maar baie mense dra kruisies, maar hulle weet nie waarvoor staan die kruisies. Nou kom die vraag wat ek vanmôre wil by kom. Waarom roem ek in die kruis? Jy sien, dit was na Jesus Christus verneder was, en dit was ook die hoogste punt gewees, maar dit was ook die eindpunt gewees, waar na die kruis het die heerlikheid begin. En ek gaan dit nou vir jou verduidelik. Jy sien, Jesus was in 'n ryk man se graf geberg gewees, hy het opgestaan op die 3de dag, en hy sit vandag aan die regterhand van God die Vader. En Pieter, hy tree vir ons in by die Vader, wanneer ons verkeerd is, wanneer ons verkeerde ding doen. Hy tree vir ons in as advokaat, tree vir my en vir jou by die Vader. Sien jou kosbaar, is ek en jy vir die Here. Ek en jy is 'n prinses en 'n prins van die Here, dat Jesus, hoor mooi, die koning van die konings tree vir my en vir jou in, wanneer ons verkeerde dinge doen. Vader, vergeef hulle. Hulle het nie nou gedink wat hulle nou gedoen het. Die hele tyd tree hy vir my en vir jou in. Luister mooi, die draaipunt in my en jou lewe is by die kruis. Hoor wat ek vir jou sê? Die draaipunt vir my en jou lewe is by die kruis. Waarom roem ek in die kruis? Want nêrens in die hele skrif, hoor mooi, word die heiligheid en die geregtigheid en die liefde van Jesus so groot gedemonstreer en geopenbaar soos by die kruis. Hoor jy wat ek sê? Soos by die kruis. Maar wat sê die woord van die Here? Hy sê wat so lief het God die wêreld gehad dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Staan daar miskien dalk of moontlik? Nee. Hy sê sal hê. Maar onthou nou daar, as jy daai gedeelte lees, dan sê jy vir jouself, as jy glo in die Here Jesus Christus gaan ek hemel toe. As jy dit so lees, nee. Maar jy moet iets verstaan, my broer en sussie. Ek en jy moet leef volgens die woord van die Here. Hoor mooi. Om te glo in die Here, die duiwel glo in die Here gaan hy hemel toe? Nee. Ek en jy moet leef volgens die woord van die Here. Jy sien, wanneer jy glo in die Here Jesus Christus, is dit goed. Hy sê, jy sal hemel toe gaan, maar jy moet leef volgens die woord van God. Hy sê, want die duiwel glo ook, maar die duiwel sidder, wanneer hy dink aan die Here. Hoor jy wat ek sê? Ek en jy staan voor die Here met eerbied en ontzag, wat ons vir die Here het. Kom ek sê vir jou, ons roem in die Here, volgens Galasiërs 3 vers 5, jy sit nog gou vir my op vir die 8 nie, Genesis, sorry. Hy sê, ek sal vandag vyandskap stel tussen jou en die vrou, en tussen jou saad en haar saad, en hy sal jou die kop vermorsel, en jy sal hom in die hakskeer byt. Dit het in vervulling gekom. Glo julle dit? Ek hoor niks nie. Glo julle dit? Dit het in vervulling gekom. Kom ons kyk na die volgende een. Kolossense 2 vers 15 is baie belangrik wat ek nou sê. Hy sê, nadat hy die owerhede en die magte uitgekleed en hulle in die openbaar tentoongestel het en daardeur oor hulle getriomfeer het. Hoor gou mooi, die Here het aan die kruis, Jesus het aan die kruis die duiwel 'n bloedneus gegee. En jy geweet die duiwel kan nooit weer herstel nie.
Daar het Jesus op bloedneus gegeet nie. Nooit weer kan hy herstel nie. Jakobus 4:7, het ons hom op of nie? Nee, maar gaan hom net sommer so uit die kop uit. Hoor gou mooi, baie mense lees hierdie gedeelte, daar staan in die gedeelte, weerstaan die duiwel en hy sal van jou af wegvlug. Maar die mense like om die tweede deel te lees, nie die eerste deel. Wat staan die eerste deel? Hy sê onderwerp jou aan die Here, dan sal die duiwel van jou af wegvlug. Baie mense sê nie, staan die duiwel en sal vir jou wegvlug. Nee, jy moet jou eers onderwerp aan die Here, voordat hy van jou sal vlug. Verstaan julle wat ek sê? Dit is baie belangrik. Onderwerp jou eers aan die Here. Dan sal die duiwel, hy sê, weerstaan die duiwel, dan sal hy van jou al wegvlug. Hoor gou mooi. Ek roem in die kruis. Dit is waar die finale altaar was. Geen verdere offers was meer nodig gewees nie. Ek roem in die kruis, want by die kruis het die Ou Testament se beloftes in vervulling gekom. Ek roem in die kruis, want die wet van Moses het by die kruis in vervulling gekom. Ek roem in die kruis, want Jesus het die sonde en die skande vir ewig verwyder. Ek roem in die kruis. Onthou julle, daar was so 'n Romeinse soldaat wat in beheer, amper praat ek by die in charge was van die kruis, in beheer was van die kruis. En wat het hy gedoen? Hy het op sy borsel geslaan, toe sê hy, waarlik, hierdie is die seun van God. Daarom kan ek roem in die kruis. Hoor gou mooi, waarom roem ek in die kruis? Want dit is waar God se volmaakte plan was. Dit is waar God se verlossingsplan was. God het nie koos 'n plan B gehad nie. Hy het nie 'n opvolgplan gehad nie, dit was die plan gewees. Daar is nie 'n ander plan. Kom ek sê vir jou iets wat baie belangrik is wat ek nou gaan sê. Van Jesus se geboorte af, word die duiwel hom al doodgemaak het. Van Jesus se geboorte af, word die duiwel hom al doodgemaak het. Want Satan het geweet, dat as Jesus Christus sterf, dan sterf hy vir die redding van siele, en hy wil dit nie hê. Hoor wat ek sê? En hy wil dit nie hê nie. Want die redding van siele vir die sonde van die mens. Hoor gou mooi. Onthou julle dat daar in die skrif was, waar daar gestaan was, die keiser het besluit dat daar 'n registrasie moet wees, dat die mense getel moet word. Waar dink jy kom dit vandaan? Kom van die duiwel af. Hoor gou, dan gaan ek vir jou mooi verduidelik. Want hy weet, want al die mense nou opgaan Jerusalem toe om te registreer. Imagine, Maria was op haar laaste gewees, om van Nazareth na Jerusalem toe te gaan, op 'n donkie, 120 kilometer. Jou kans om 'n miskraam te hê, is 100%. Daar's Dr. Errol, hy sal weet. 'n kans om op 'n donkie te wees, 120 kilometer, is jou kans goed om 'n miskraam te hê. Maar God het dit bewaar. God het daar beskerm. Want dit was die duiwel se plan. En wat was die duiwel se plan? Om in Herodes se kop te sit, om die 2-jarige babietjies dood te maak, en die wat onder 2-jarige is, dat die koning nie gebore kan word, vir my en vir jou sondes. Hoor julle wat ek sê? Ja, ek raak so opgewonde oor hierdie woord hoor. Ek raak so excited. Jy sien, die keiser het dit gedoen. Satan wou Jesus uit die weg geruim het. Hy wou nie gehad het, Jesus moes by die kruis gekom het nie. 3 keer het hulle probeer om Jesus Christus te steel. 3 keer. 1 keer by Nazareth het hulle probeer om hom van die krans af te gooi. In Markus 4 kan jy gaan lees, was Jesus op 'n bootjie gewees, en daar het 'n wind gekom, hoor mooi, wat nie van God af is nie. En wat doen Jesus Christus? En dis hoekom ek hierdie ou liedjie gesing het. Hy bestraf die wind en storm. Jy sien, hoekom hy Jesus hy wou gehad het, die duiwel wou gehad het, Jesus moes verdruk. Dis hoekom hy die storm gebring het. En Jesus het geweet, maar hierdie wind is nie van God nie. En hy bestraf hom in die naam van Jesus, van die koning sê, ek bestraf hierdie wind, dit sal gaan lê. Onthou julle hoe verbaas die disippels was, dit selfs natuur. Luister vir Jesus. Mense, dis awesome. Ons aanbid 'n groot koning, die koning van die konings. Ek wil vir julle sê, Satan wil nie hê Jesus moet sterf aan die kruis nie. Weet jy hoekom? Want hy weet, as hy dit doen, dan kom Jesus en hy gee sy lewe vir jou, en hy gee sy bloed vir jou. Dis hoekom Satan nie wil hê, dat Jesus moes gesterf het aan die kruis nie. Die Fariseërs, hoor mooi, het gesê, Jesus het ander mense verlos. Waarom verlos hy nie homself nie? Ek en jy weet,
dat Jesus homself kon verlos. Kom ons wees eerlik. Hy kon engele gestuur het om te verlos. Hy self kon afgekom het van die kruis af. Maar hoekom het hy dit nie gedoen nie? Kom ek sê vir jou hoekom? Want dan sal hy nooit kon gesê, dit is volbring. Dink mooi daar. Dan sal hy nooit kon gesê, dit is volbring. Dis hoekom Jesus Christus aan die kruis gebly het. Ek roem in die kruis, want die bloed van Jesus Christus is die medisyne van my sonde. Is dit nie wonderlik nie? Dis hoekom ek roem in die kruis. Ek roem in die kruis, want die sonde het sy mag verloor by die kruis. Mense, as daar sonde jou kant toe kom, en jy kry versoekings, fokus op die kruis. Hoor wat ek sê? Fokus op die kruis. Daar's 'n dingetjie wat ek net gou moet sê. Baie kerkies van die Here Jesus, daar seker goeie wêreldse dinge wat ek en jy moet van afstaan en moet teen my sussie, dis baie belangrik. Want as daar wêreldse dinge is wat aan jou vaskleef, wat jou vashou, kan God nie met jou werk. En ek en jy wil tog ook 'n kanaal wees vir die Here. Is dit nie so nie? Ons wil gebruik word deur die Here. Here gebruik my, maar daar's daar 'n geheime sondetjie wat jy wegsteek. Mense, God weet alles. Hoor wat ek sê? God weet alles. Jy kan niks wegsteek vir die Here nie. Waarom roem ek in die kruis? Want die sonde is soos skarlaken, so rooi soos purper, en nou kan ek vir jou iets sê wat wonderlik is, en hy was jou witter dan die sneeu. Mense, jy kan dink jy is die grootste sondaar op hierdie wêreld. Mense ken nie jou agtergrond nie, hulle weet nie die wille dinge wat jy gedoen het nie, en Jesus kom sê, kom net soos wat jy is na my toe. Hy sê, en ek neem jou aan net soos wat jy is. Baie mense dink hulle moet eers regmaak nie, die Here sê, kom ons net so. Kom net soos wat jy is. My bloed is genoeg vir enige sonde. Hoor wat ek sê? Vir enige sonde is die bloed van Jesus Christus genoeg. Jy dink jy dalk 'n sonde gedoen wat die Here jou nie kan vergewe nie. Hoor vir my, dis hoekom hy gesterf het aan die kruis, sodat jy die ewige lewe kan hê. Ek roem in die kruis, want dit is waar die graf en die dood oorwin is. Ek roem in die kruis, want sy dood het nuwe lewe gebring. Wat is 'n lewe? Die ewige lewe. Ja, dit is wonderlik. Ek en jy gaan vir ewig lewe, Jakob. Gaan dit wonderlik wees nie? Daar's 'n ou liedjie wat sing, daar my maat hom gesing, sy's ook al oorlede. Daar bo die hemelse Kanaan, ontmoet ons mekaar met Jesus oordag. Jy sien my ouderop geweer reg. Die baie van julle ken hom, die jonk is. Hoor gou mooi. Ek en my maat baie gesing in die kar. Ek roem in die kruis, want dis eenvoudige mense. Hoor mooi, wat nou vandag kan sê, ek is meer as 'n oorwinnaar deur Jesus Christus wat vir my die krag gee. Jy moet op 'n plek kom in jou lewe wat jy sê, ek wil 'n geestelike generaal wees vir die Here. Want wanneer jy begin te praat, wil die duiwels begin te sidder. Want hy wat binne in my is groter as hy wat in die wêreld is. Hoor wat ek sê? Dan gou daaraan, die dynamiskrag van God is binne in jou. Hæ? En dan sê jy, ag, ek is niks werd. Jy maak 'n foutjie, man. Jy's 'n koningskind. Jy's 'n prinses en 'n prinses, 'n prins van die Here. Die gekoop met die bloed van Jesus Christus. Ek wil vir sê, ek roem in die kruis, want die losprys is daar vir die verlore mens betaal gewees, vir ewig en vir altyd. Ek roem in die kruis, want dit is waar die ewige rots geklie was vir my en vir jou. My dogter, terwyl ek so voorberei en ek praat van ek roem in die kruis. Julle sal my nou nie ken nie, ek loop aan in die kamer, daar in my studiekamer, kantoor die agterloop, ek roem in die kruis. Dankie Here dat ek kan weet, ek roem in die kruis. Want U het vir my dit en dit gedoen. Here het vir my dit en dit gedoen. Is dit nie wonder nou, sê sy pa, wat roem? Want sy sê, ek weet nie, sy's nou 'n skoolhoof en vra sy vir my pa, wat is 'n roem? Wat is roem? Want sy is in die Engelse skool, sy sê, ek die koppie. Nou hoor wat ek vir jou sê, nou sê ek vir haar, in Engels is dit boast. Ja, maar hoekom lees jy dit in Engels? Die mense gaan nie weet wat is roem nie. Ek sê in Afrikaans, 'n ander woord is spog. Dat ek nou vir prinsipaal moet sê wat om te doen. Ja? En dink ek regtig, ek roem in die kruis, want hy's Immanuel, God met ons. Hoor wat ek sê? Ek roem in die kruis, want hy's Immanuel, God met ons. Ek roem in die kruis, want dit is waar ek my kommer en my laste by Jesus Christus kan plaas. Hoor nou mooi, ek wil al vir die ou mense vertel, die ou mense hoor mooi. Kom ons wees realisties en ons wees eerlik. Hou op om rond te rol oor jou kinders in die nag. En dis mos uit die huis uit. Jy sal sien as jou kinders uit die huis uit is, hoe hard jy. Hoor wat ek vir jou sê, jy bid vir jou kinders en dis al wat jy kan doen.
Jy los hulle in die hande van die Here. Want ons worry ons dood, hoor gou wat gaan gebeur, jy gaan bloeddruk kry, jy gaan suiker kry, onnodig! Onnodig! Bid net vir hulle, want daar is krag in gebed, want die Bybel sê, die gebed van 'n regverdige het baie krag. So jy bid net vir net nie, want die Here hoor jou gebed. Hoor jy wat ek sê? Die Bybel sê die gebed van 'n regverdige het baie krag. En ek en jy moet daarop verstaan, dat, hoor gou mooi, ek roem in die kruis, want daar is volmaakte genesing vir my, vir alle krankhede. Hoor mooi, vir alle krankhede. Hy sê, deur sy wonde is daar vir ons genesing. Mense glo nog aan wonderwerke. Glo dat Jesus Christus nog steeds genees, Johan? Natuurlik kan ons dit glo. Hy genees ook staan op die woord van die Here en sê, dankie Here, U gaan my genees. Miskien het jy 'n kroniese siekte en sê vandag, as ek nagmaal gaan gebruik, Here genees my met die bloed en die brood wat U verteenwoordig, gaan U my vanmôre genees. En vat dit in die geloof. En jy sê, dankie Here, dat U dit vir my gaan doen. Nie miskien nie dalk nie moontlik nie. Hy gaan dit vir my doen. Amen. Ek roem in die kruis, want dit is die pad waar die hemel vir my oopgebreek is. Ek roem in die kruis, want dit is waar ons kan skuiling vind by Jesus Christus. Ek roem in die kruis, want die sonde vloek is totaal en al gebreek by die kruis. Ek roem in die kruis, want Jesus Christus was die hoëpriester gewees, wat die finale offer gewees het vir my en vir jou. Jy sien, ek roem in die kruis, want dit is waar die Vader Jesus verlaat het, maar God besluit het om my en jou nooit weer te verlaat. Nooit weer. Hoor gou mooi wat ek nou vir jou sê. Stem jy saam met my, God is oor ons? Behalwe in die hel. Kom ek sê weer? God is oor ons, behalwe in die hel. Ek praat met vriende, ek sê vir haar, wat maak die hel? Nie die vlamme nie, wat ek en jy aan dink nie. Kom ek sê vir jou, wat maak die hel? Die afwesigheid van God. As God hom onttrek, daar's 'n ou gesegde wat sê in Afrikaans, dan is dit dag op karries. Hoor wat ek sê, wanneer God onttrek, want sy teenwoordigheid is nie in die hel nie. Wanneer God onttrek, is hel. Want ek wil vir jou sê, sonder God is jy niks. Maar met God is ek weer so oorwinnaar deur Jesus Christus wat vir my die krag gee. Mense, dis hoekom hel is, want God is nie daar nie. Mense, weet jy hoe verskriklik moet dit wees as God moet onttrek? Dawid het mos gebid, as jy Here toe hy gesondig het, moet tog nooit U Gees van wat af wegval. Maar ek wil vir jou sê, as God sy Gees onttrek van my of van jou, wil ek vir jou sê, dan gaan dit vir jou hel wees. Daai is nie vals nie, hoor. Hoor gou, hoekom het Jesus gesterf aan die kruis? Sodat jy nie hoef hel toe te gaan. Mense, om die afwesigheid van God is hel. Hoor wat ek vir jou sê. En ek wil vir jou sê, sonder hom is jy niks. Ek wil vir jou die volgende sê. Jesus, hoekom is daar, hoekom roem ek in die kruis? Want Jesus Christus was gehoorsaam gewees en hy het getriomfeer aan die kruis. Jy sien, hoekom roem ek in die kruis? Want dit is die grootste uitdrukking van God se liefde vir my. Hoor gou mooi, jy dink jy het jou man lief, vir jou vrou, jy weet hoe lief kom stel vir die kleinkinders, jy is liewer vir jou kleinkinders as vir jou kinders. Weet julle waarvan ek praat? Wag tot julle daar is. Nou jy is liewer vir die ou goedjies, hulle kan maar dinge verkeerd doen, jy vir jou kind het jy die wit wax uit hom uitgeneem. Maar wanneer die kleinkinders is dan sien, jy is so sweetjie, weet waarvan ek praat nie. Ek kan ek groot, ek doen dit nie, laat seker dinge toe. By die kleinkinders. Die grootste uitdrukking van God se liefde was aan die kruis gewees. Dis hoekom ek roem aan die kruis. Dit is vir my die beste van alles, dat Jesus het jou liewer as wat jy jou kinders, jou vrou, jou man, of enig iemand kan hê. Want dis hoekom hy gesterf het aan die kruis. Dis hoe lief God hy vir my en vir jou het. Mense, dis ongelooflik. Ek dink die grootste liefde wat 'n mens kan kry, is wanneer jy jou lewe vir iemand sal gee. Weet jy wat die beste van alles is? Ek sal dalk my lewe vir iemand gee wat ek ken. Maar gaan jy jou lewe gee vir iemand wat jy nie ken nie? Dis 'n bietjie moeilik, né? Maar Jesus Christus het aan my gedink, daar's die doringkroon op sy kop en by jou en sy gedagtes. Dis nie so nie. Dis wat dit was.
Ek roem in die kruis, want dit is waar die skeiding tussen Jood en heiden afgebreek word. Ek roem in die kruis, want by die voete van die kruis, wil jy, is almal gelyk. Ryk, arm, man, vrou, almal is gelyk. Ryk of jy arm is, man of vrou, swart of wit, almal is gelyk. Dan kom Openbaring 5 vers 9. Ons almal gaan 'n nuwe lied sing in die hemel. U is waardig om die boek te neem en sy sielshoop te maak. Dis die nuwe lied wat jy gaan sing, volgens Openbaring 5 vers 9. Mense, gaan wonderlik wees om die hemel te wees. Daar is nie meer skete nie, Annetjie, daar is nie meer siekte nie. Ons is in perfekte harmonie by die Here. Ek het nie meer worries nie, want ek is in sy teenwoordigheid. Weet, baie mense sê, as ek eendag in die hemel kom, wil ek die Here dit en dit en dit en dit vra. Julle weet waarvan ek praat. Kom, wees ook geveld verduidelik jou gewees. Wanneer jy in die teenwoordigheid van God kom, is al jou vrae beantwoord. Jy hoef nie in 'n ry te staan. Jy hoef nie in 'n ry te staan. Al die vrae is beantwoord. Want al wat gaan saak maak, Marius, is om in die teenwoordigheid van God te wees. Just to be in the presence of God is all that matters. Al die ander dinge is van verbygaande aard. Net om in sy teenwoordigheid te wees, is al wat gaan saak maak. Jy sien, kom ek vra jou 'n vraag. Dit is my laaste sinnetjie dan, behalwe nou gebed. Waarmee wil jy roem, behalwe in die kruis? En waarmee jy ook al wil roem, hoor mooi, is maar baie vaag die skadu van die kruis. Kom ons staan en bid ons aan. Here, ons sal daar op hand dat ek was. Groot is die Here. Heilig is die Here. Wat was, wat is en wat gaan kom. Glo Jesus gaan kom. Halleluja, dankie Jesus. Ons glo nog steeds, Here, U gaan ons kom haal. Here, ons sien in die oorlog wat besig is om plaas te vind. Here, ons wil bid, Here, dat U sal ingryp, Here. U weet wat is U wil, Here. Baie keer verstaan ons nie U wil nie, maar Here, ons weet, Here, dat U bly op beheer. Dis al wat saak maak. Dis nie so nie, Johan. Dis al wat saak maak, man. Die Here bly op beheer. Waarom sal ek en jy ons bekommer as God op beheer is? Die Bybel sê, niemand sal jou die handtyd van God ruk nie, want jy is myne. Ek sê dit weer, niemand sal jou uit die handtyd van God kan ruk nie, want hy sê, jy is myne. Dankie, Here, dat ons by die kruis kan vertoef vanmôre. Dankie dat ons kan sê, ons is meer as oorwinnaars deur Jesus Christus, wat vir ons die krag gee. Wil jy nie vanmôre jou lewe vir Jesus gee nie? Hy het sy lewe vir jou gegee. Daar waar jy is, maak jou saak reg by die Here in jou hart. Weet, by die kruispad maak jy 'n besluit wat jy op die breë pad bly of die smal pad hemel toe is. Jy maak die besluit. Die kruispad is nie by Mekka nie. Dis ook nie in Saudi-Arabië nie. Dis nie by die Boeddha beeld wat in die ooste is nie. Of waar jy die weders van die heidene lees nie. Of deur jou goeie werke nie. Alles is genade. Hoor wat ek vir jou sê. Alles is genade. Jy moet 'n besluit neem. Maak die afdraaiplek is by die kruis van Jesus Christus. Dis waar die afdraaiplek is. Is by die kruis van Jesus. Kom ons raak net so 'n paar minute, paar oomblikke stil voor die Here. Ons besef wat hy vir ons gedoen het aan die kruis. Dankie vir die kruis, Jesus. Dankie dat ons weet, ek hoef nie te wonder nie. Here, wat Johannes 1 vers 12 sê vir my, ek gee vir jou die mag om te kan sê, jy is 'n kind van die Here, wanneer jy jou lewe vir Jesus Christus gee. Hou op om te twyfel of te wonder, is ek 'n kind van die Here? Jy staan op die woord van die Here, en dan moet jy die skrif begin te leer ken, en jy weet, Johannes 1:12 sê, ek weet dat ek weet, ek is 'n kind van die Here, wat sy bloed het betaal vir my sondes. Dankie, Jesus. Dankie, Jesus.
neem jy die sitplekke, ons gaan nagmaal gebruik. Hierdie blok kan sommer nou sonder om te sit voor toe kom. Kom haal jou broodjie en jou kelkie